Goeienaand broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Ja, dit is nou geruime tyd, ons het verhuis van die plaas af terug dorp toe. En ja, dit vat ons al so maar rukkie om weer alles in orde te kry en plek te kry. So ek vra u nederig om verskoning. Vergewe my dat ek nou tyd laat verbygegaan het, wat ons nie die boodskappe gebring wat die Here op ons harte lê nie. En ek voel op my hart het die Here vir my 'n paar boodskappe gegee wat ek nou elke een nou sal maar bring soos wat ons voortgaan. Ek dink dit is hoe is die Heilige Gees in ons lewe? Hoe lewe ons met die Heilige Gees in ons lewe? Wat maak ons anders as ander mense? Ek dink die eerste ding, as ons werklik waar die Heilige Gees van God in ons het, dan is dit die liefde, selfs vir ons vyand. Jy weet die woord, daar staan geskryf, jy moet jou naaste liefhet en jou vyand haat, maar Jesus kom en hy sê, maar ek sê vir jou, jy moet jou vyand lief hê. Weet, hy wat jou vervloek, wees lief vir hom. En moenie iemand terug vervloek nie. Seën eerder, seën die persoon wat jy vervloek. Seën hom wat jy skade aan doen. Seën hom wat nie dit sien wat jy sien nie. En kom ons verheug onsself in die Here. Kom ons begin werklik waar die Heilige Gees van God het toelaat om sy liefde in ons lewens te laat manifesteer, sodat ons werklik waar anders kan wees as hierdie wêreld, dat ons kinders van God genoem kan word. Want daardeur sal jy geherken word dat jy 'n kind van God is. As ons net, want jy praat anders as die wêreld, jy lyk anders as die wêreld, jy tree anders op as die wêreld. Daar is so baie dinge wat ek self ook moes die Here gevra het om my te vergewe en weer krag te gee om daardeur te kom. Weet dinge wat 'n mens altyd vanselfsprekend geneem het en dit nie so is nie. So ek is so dankbaar om vanaand met u te kan praat oor die liefde van die Here, om te sê, kom ons wees lief vir ons vyande. Kom. Weet, die Here sê daarvoor die skrifgeleerdes en fariseërs toe hulle die vrou oorspel gebring het en gesê volgens die wet van Moses moet sy doodgestenig word. Maar wat sê u? Weet jy, en net weer daar kom die liefde van die Here tevoorskyn. En die Here buk op die grond neer, hy vat sy vinger en skryf op die grond. En na rukkie staan hy op en hy sê, hy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. En die Here het weer neergebuk en weer op die grond verder geskryf. En na ruk toe staan hy op en hy vra die vrou, waar is hulle wat jou beskuldig het? En sy sê, hulle is nie hier nie. En die Here sê vir haar, gaan, ek beskuldig jou ook nie, maar gaan en sondig nie meer nie. Weet jy, die Here se liefde, God kon dit daar bestraf het, maar die liefde van die Here, gaan en doen nie dit weer nie. Moenie weer gaan die sonde gaan doen nie. En as, hy sê, want daar is niemand wat nie sonde het nie een op die hele wêreld het nie sonde nie. Al persoon wat die sonde nie gehad het nie, was Jesus Christus. Hy was al persoon. Omdat hy God was, het hy nie sonde gehad nie. Maar hy sê, nou kom hy en sy Heilige Gees woon in ons. En nou moet ons strewe na heiligmaak. Ons moet strewe na die liefde van Christus. Ons moet strewe om ons, nie net ons broers te groet nie, maar ook hulle wat jou nie lief het nie. Hulle wat nie werklik waar, miskien weet jy agter jou rug praat. Dis fyn. Maar as ons liefde vir hulle wys en sê, weet jy wat, ek is lief vir u. Die skuld sal in hulle kant wees. Die Heilige Gees, as hulle die Heilige Gees in hulle het, of hulle gewete sal hulle aankla. En sê, kyk dit wat jy nie voor tyd het nie, Karen waarvoor jy nie tyd het nie, kom en hulle groet jou met die liefde van Christus. En werklik waar, moenie 'n aansit liefde gee nie, moenie 'n aansit groete gee nie,
Moenie aans dit vrede wees, dit moet liefde van God wees. Dit moet die liefde uit jou hart uit wees. Sê broer, suster, ek is lief vir jou met die liefde van die Here. Dis wat so belangrik is. En as ons daai liefde van die Here in ons harte kan begin kry, dan kan ons al hierdie mense wat ons so werklik waar, wat jy moet eintlik dink, die woord sê ons moet hom haat, maar nou kom Jesus en hy sê, wees lief vir hom. Want deur liefde kan ons hom by Christus kry. Deur ons liefde kan ons hom by die Here kry, tot bekering kry, tot inkeer kry, om nog 'n kind van God te word. Is dit nie pragtig nie? Is dit nie vandag wat die Here vir ons wil sê, kom leer van my nie. Want ek is nederig van gees, ek is sagmoedig, ek hardloop myself alweer vooruit. Dis een van die punte wat op moet kom. Maar kom ons bly by die liefde van die Here. Kom ons gaan vanaand en ons begin lê en dink, Here, almal van hulle wat nie vir my lief is nie, almal van hulle wat nie vir my tyd het nie, hulle wat met 'n ander oog miskien na my toe kyk. Here, ek vergewe hulle en ek wil hulle aanspreek in die liefde van Jesus Christus. En ek wil uit my hart uit vir hulle lief wees, Here. Ek vergewe hulle wat hulle aan my gedoen het. En ek spreek die liefde van Jesus Christus oor hulle uit. As ons dan nie kan sien nie, as hulle miskien in 'n ander dorp bly, spreek net die liefde van die Here uit. En sê, Here, ek breek daai band. Ek breek daai band in die liefdesnaam van Jesus Christus. Mag die liefde van die Here hom seën, haar seën. Ek spreek hulle vry, my God. Ek spreek hulle vry met die liefde van Jesus Christus. En ek neem hulle aan in die naam van Jesus Christus. Dat hulle ook my broer en my suster kan word eendag, om saam met ons in die hemel te wees. Here, baie dankie vir hierdie woord. Dankie dat ons weer opnuut kan kyk met 'n ander oog. Wat is liefde? En hoe belangrik is die liefde van die Here vir hierdie wêreld, vir ons rondom ons. Kom ons gooi nie klippe nie. Weet jy, so baie mense gooi klippe, so baie mense kom vandag en plek om die liefde raak te sien, wil hulle al die negatiewe dinge sien in mense se lewens. Hulle wil mense uitmekaar uittrek. Weet jy, ja, ek stem ook nie saam met al die predikers wat hulle sê en wat hulle dink en wat hulle doen nie. Maar ek het geleer in my lewe by die Here, ek vat wat vir my belangrik is. En die res los ek net uit. Want dis 'n kind van God wat daar spreek. En wat miskien nie vir my belangrik is nie, is vir iemand anderster belangrik. So kom ek vat wat vir my belangrik is. En dat die ander persoon vat wat vir hom belangrik is. En ons kom op 'n punt om die goedheid van God in elke mens se lewe raak te sien. Weet jy, dit is so maklik om klippe te gooi. Ek weet daar's nou ouens in Bloemfontein en dan as daai ou in Amerika is daar 'n paar wat die predikers so uitmekaar uittrek en 'n hele song uitmekaar uittrek en Bethel se musiek uitmekaar uittrek en Joyce Meyer en Paul White. Ek meen, ja, ek stem nie met alles saam nie. Weet nou die dag toe luister ek na 'n predikantsvrou. En ek het nie 'n probleem as 'n vrou 'n predikant is of 'n pastoor is nie. En ek luister na en sy sê in hulle Bybelstudies kon hulle nie alles snap nie. En sy het en sy sê en sy snap dit toe want sy het na Billy Graham geluister. En sy kom in die aand in haar kamer en sy sê vir haar vrou, en ek stop en ek rewind om net seker te maak het ek nou reg gesien, dit is 'n vroue predikant. En sy het 'n vrou. En ek dink, Here het dit al so ver gevorder, want ek was onder indruk dat in sommige kerke hulle net dieselfde geslag trou, man en man of 'n vrou en vrou. Ek het nie geweet dieselfde geslag kan al agter die preekstoel staan nie. Daarmee stem ek nie saam nie. Dit is 'n gruwelie oor van God. Want hoe kan ek stem nie saam met om dieselfde geslag te trou nie. Wat nog van dieselfde geslag
agter die preekstoel die woord van God vir te verkondig. Ek meen, dis al klaar met 'n diep seer in 'n mens hart om te dink dat jy keer het goed wat God wil ons as mens goedkeur. Maar nou laat ons al toe dat daai selfe mense agter die preekstoel staan om vir u Sondag te kom vertel wat sê die woord van God. Dit staan nie in die Bybel nie. Nergens in die woord staan dit dat dieselfde geslag dit sal walgen in die oë van God. Dit wal God, maar nou sê die woord vir ons, in die einde van die tyd, sê die Here, hulle wat vuil is, gaan ek laat hulle vuiler word. Hulle wat skoon is, sal ek laat hulle skoner word. Hy wat onheilig is, sal ek laat hy onheiliger word. Hy wat heilig is, sal heiliger word. My broer en suster, ons moet die keuse maak. Wil ek vir God dien, of wil ek vir Mammon dien? Wil ek aangeraak word, gestreel word aan my ore, om eerder in 'n kerk te sit, wat onheilig is, want dit is nie die woord van God nie, kom ons kyk verby die dinge, wat Hillsong en Bethel en daai mense doen, want hulle verkondig nog het arm evangelie, hulle trou nog nie 'n man en vrou nie, en kom ons praat dan eerder, teen dit wat 'n gruwel in die oë van God is. En kom ons sien die liefde raak wat die Here vir die ander mense het, maar dit is 'n gruwel in die oë van God. En Here, ek sê vir u dankie my God dat ons vir hulle lief is. U is lief vir hulle, maar hy is nie lief vir hulle sondes nie. En my God, ek bid in my hart, dat hy mense tot inkeer sal kom, en u sal aanvaar en weet, wie is Jesus Christus. Amen. My broers en susters, baie dankie weer eens dat jy ingeskakel het by Huis van Gebed. Ons is nie hier om enigiemand te oordeel nie. Ek is om die woord van God te verkondig, soos wat die Heilige Gees dit is. Ek is dit instrument van die Here, en die woord is die Heilige Gees. Dit behoort aan God, al die lof en die eer behoort aan die Here. En ek is so opgewonde in my hart, om weer terug te wees op die kanaal, om vir u te sê, hoe groot is ons God. En kom ons wees weer opgewonde oor die dinge van die Here. Kom ons raak opgewonde oor Jesus Christus. Kom ons raak opgewonde oor die evangelie van die Here, die ware evangelie van Jesus Christus. Kom ons word nie vertroetel aan ons ore, my broers en susters, want dis wat die vyand wil hê. Hy wil hê ons moet vertroetel word aan ons ore, en laat ons kan dink ons was nou in 'n nice diens gewees. En meanwhile het hy vir ons gevat vir 'n ride. En mag die Here vir u seën, mag die Heilige Gees vir u oortuig of u in die regte plek is. Halleluja. Kom ons bid net gou saam. Hemelse Vader, baie dankie my God, dat ek my broers en my susters kan seën in die naam van Jesus Christus. Vader, ek bid dat die Heilige Gees ons harte sal openbaar, ons geestelike oë sal oopmaak, en ons geestelike ore sal oopmaak. Laat ons sal sien, Here, dit is wat reg en verkeerd is by God. En Here, laat ons werklik waar u liefde in ons hart sal laat uitkom, laat ons sal blom, Here. Laat ons werklik waar 'n aangename geur in u teenwoordigheid gaan wees by God. Mag ons 'n aangename geur vir ons broers en susters wees. Mag ons werklik waar net die evangelie van Jesus uitdra. En Here, ja, u is lief vir almal op die wêreld. U haat niemand nie, maar u haat sonde, my God. En daarom weet ek, Here, daai predikantsvrou is lief vir haar, maar is nie lief vir haar sondes nie. En daai mense wat 'n man en 'n man en 'n vrou trou, is lief vir hulle, maar is nie lief vir hulle sondes nie. En Here, ons bid en ons bind daai gees in die naam van Jesus Christus. Laat die liefde van die Here hulle sal kom losmaak, en laat mense tot inkeer sal kom, Here, en ons eer U daarvoor. Vader, en as daar enigins finansiële probleme in ons is, en as daar siektes is, Here, wil ek bid dat U hulle sal verlos, Here. Ons spreek daai finansiële probleme aan, Here, spreek daai siektes aan die naam van Jesus Christus, en ons loof en prys U. Halleluja, amen, en amen, en amen, en amen. My broers en susters, ek is Ben Arnold, my telefoonnommer is 078
305-7960. Ons is beskikbaar vir bediening om te kom bedien. En ja, as die boodskap jou hart geraak het, stuur dit aan vir jou vriende en familie. Die Here seën vir u, mag jy 'n wonderlike week hê. En onthou, dis môre Sondag en dis kerk. Prys die Here, halleluja. Shalom my broers en susters. Die Here seën vir u.